Nou, lineêre programmering word gedefinieer as 'n tegniek in algebra wat lineêre vergelykings gebruik om uit te vind hoe om by die optimale situasie, so jou maksimum of jou minimum, as 'n antwoord op 'n wiskundige probleem uit te kom. Nou, lineêre programmering se doel en die doel van hierdie aanbieding, ons wil verstaan wat dit beteken, ons wil aktiewe deelname aanmoedig, ons gaan kyk na tegnologie soos GeoGebra en hoe om realistiese scenario's op te stel. Nou, waar word in die werklikheid gebruik? Dit word gebruik in bakkerye, boerderye, fabrieke en selfs fondsinsamelings. Nou, die stappe wat gebruik gaan word om hierdie probleme op te los deur middel van lineêre programmering. Ons gaan heel eers ons veranderlikes bepaal, soos x en y. Dan bepaal ons wat ons doelfunksie is. Ons gaan ons beperkings neerskryf. Dan gaan ons grafieke teken van lineêre ongelykhede en bepaal wat die toelaatbare gebied is. Ons gaan dan verder die waarde bereken van die doelfunksie van elke hoekpunt. Dit help om te bepaal watter punt die objektiewe funksie gaan maksimaliseer en minimaliseer. So ons maksimum en ons minimum. Ons gaan dan die hoekpunt kies wat die beste waarde vir ons doelfunksie gee. En dan gaan ons interpreteer wat hierdie waardes van die veranderlikes en die doelfunksie in konteks van die oorspronklike probleem beteken. En ons moet seker maak dat hierdie oplossing sin maak. Nou, belangrike begrippe is heel eerstens ons veranderlikes, so dis waardes wat kan verander, soos ons x en ons y. Dan ons beperkings, dis ons groter as of gelyk aan, of ons kleiner as of gelyk aan. Nou, ons doelfunksie, so wat wil ons maksimaliseer en minimaliseer, en dan ons uitvoerbare streek is die gebied wat al die reëls nakom. Nou, eerstens is ons lewenswerklike scenario. Nou, Sunshine Bakkery is 'n klein plaaslike bakkery wat koeke en muffins bak vir hulle plaaslike mark. Hulle wil bepaal hoeveel van elke gebak hulle moet bak om die hoogste wins moontlik te kan maak. Maar hulle het beperkte bestanddele, beperkte oontyd, want hulle het slegs een oond en beperkte geld. Nou, daar is net belangrik om op te let dat hierdie in die konteks is van 'n week se gebak. Nou, hierso wys ek 'n tabel waar ek my produkte geskryf het, my koeke en my muffins. Ek gee vir hulle veranderlike name, my x en my y. Dan wys ek wat dit kos om hierdie items te maak, waarvoor hierdie bakkery die items verkoop, en dan die totale wins wat ons per item maak. Dan het ek my tyd per item, wat dit vat om gebak te word, en hierdie getal is in ure. Dan die maksimum beskikbaar wat hulle vir hierdie week se tyd kan bak, is koeke is 56 en muffins is 168. Nou, my veranderlikes, soos ek in die vorige skyfie gesê het, x is my koeke, y is my muffins. Nou, as ek my wins wil maksimaliseer, moet dit 30x wees, want ons maak R30 wins op ons koeke, en plus 20y, want ons maak R20 wins op ons muffins. Nou, my beperkings wat ek het, heel eerst is op my geld. Nou, dit is 40x, want dis waarvoor dit verkoop word, plus 15y, moet kleiner of gelyk wees aan 1800. My tyd is 0.5x, want dit is die tyd wat dit neem om die koek te bak, plus 0.42y, wat kleiner of gelyk moet wees aan 40. Nou, my koeke beskikbaar, x is minder of gelyk aan 56, en my muffins is wat beskikbaar is y is minder of gelyk aan 168. Nou, dit moet nie negatief wees nie, x moet groter of gelyk wees aan 0, en y moet groter of gelyk wees aan 0. Nou, as ons gaan kyk, ons moet heel eerstens 'n waarde apart gekry, 'n veranderlike wat apart staan. So ek gaan heel eerstens met my geld, ek sê 40x plus 15y is minder of gelyk aan 1800. Ek gaan my x apart kry,
ek skuif my 15y oor, dit word negatief, my x word dan 45 minus 0.375y. Ek vervang dit by tyd in, want ek het nou 'n x-waarde, en dan gaan ek in x gaan invervang 45 minus 0.375. Dan gaan jy verder, jy vereenvoudig jou antwoord en jou y kom uit op 75.2688. Nou, ek het net aan die onderkant dit gaan afrond na 75 toe, maar in my geld se som gebruik ek die desimale waarde. Dan as ek na my geld aan die onderkant toe gaan, vervang ek daai y-waarde by my geld se formule wat ek voorheen bereken het. En ek kry dan 16.7742 wat ek afrond na 16 toe. Dan my wins werk ek met my afgeronde waardes en ek kry 1980. My geld is 1765 wat wel minder of gelyk is aan 1800 en my tyd kry ek as 39.5 ure wat minder as die 40 is. Nou, die demonstrasie van GeoGebra, daar gaan skryf ek my veranderlikes met my formules en ek gaan lees die formules in op GeoGebra. Hy verskaf dan vir my 2 lyne en hy gee vir my x en my y waarde van 16 koeke en 75 muffins. Nou gaan ons hulpmiddels gebruik om die scenario op 'n ander manier te bereken. Ons gaan nou sê, ons koeke neem nog steeds in 0.5 uur om gaar te word, dit kos nog steeds R40, daai bly dieselfde. Wat nou verander, is ons geld is nou slegs 1300 en ons tyd beskikbaar is slegs 30 ure. Nou weer eens, soos met ons vorige formules, gaan skryf ons dit neer, ons vervang in en ons kry ons tyd as 59 en ons geld as 10. Dan, as ons kyk na ons wins, ons maak 'n wins van R1400 en ons geld is minder as die 1300 en ons tyd is net minder as die 30. Dan op hierdie grafiek gaan hulle gaan self eers bietjie die plot doen en dan sal hulle 'n grafiek kry wat as volg lyk. Weer eens ons geld en ons tyd met ons x en ons y as wat op 10 koeke en 59 muffins uitkom. Dan die bronne wat ek gebruik het om te bepaal hoe lank word dit gebak, die muffins en die koek en dan die skakels na die GeoGebra.